In hierdie bulletin, NERSA keer Eskom se jongste tarief aansoek goed en planne vir 'n sneltrein tussen Gauteng en Limpopo op dreef. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie welkom, ek is Dian van der Berg. Die nasionale energiereguleerder NERSA het Eskom se jongste tariefaansoek vir die 2026-27 boekjaar goedgekeur. Dit beteken dat diegene aan wie Eskom krag voorsien vanaf 1 April gemiddeld 8,7% meer vir elektrisiteit sal betaal. Munisipale verbruikers kan 'n verhoging van 9,01% verwag wat op 1 Julie in werking tree. NERSA sê dat hierdie verskil te wyte aan die uiteenlopende finansiële kalenders van die netmaatskappy en plaaslike owerhede is. Hierdie besluit volg op 'n herberekening na suksesvolle regstappe deur Afriforum teen 'n vroeëre skikking. Die reguleerder beklemtoon dat openbare deelname en die ekonomiese impak op verbruikers deeglik oorweeg is tydens die finale goedkeuring. Suid-Afrika se ekonomie het in 2025 met 1,1% gegroei. Statistiek Suid-Afrika het vanoggend die amptelike syfer bekend gemaak nadat hy ook aangekondig het dat die land se bruto binnelandse produk met 0,4% in verlede jaar se laaste kwartaal gegroei het. Finansiële dienste, landbou, handel, spysenering en akkommodasie was almal bedrywe wat bygedra het tot die BBP groei. Die bedrywe wat swakker vertoon het, is vervaardiging, nutsdienste en konstruksie. Een van president Cyril Ramaphosa se kamerade, Doris Mpapane, sal as die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor die presidentsie toesig oor die president se kantoor hou. Die komitee bestaan uit 4 ANC-lede, 2 DA-lede, 1 MK-partylid en 1 van die EFF. Daar is ook 3 lede van ander partye op die komitee. Mpapane was voorheen die adjunk hoofsweep van die ANC en is as die voorsitter van die komitee verkies. Die DA se hoofsweep, George Michalakis, het egter tydens die eerste sitting van die komitee gesê die party sal nie 'n ANC-LP vir die voorsitterspos ondersteun nie. President Cyril Ramaphosa het bevestig dat 550 soldate in Gauteng ontplooi is om die polisie in hul stryd teen misdaad te ondersteun. Die operasie genaamd Prosper fokus veral op onwettige mynboubedrywighede in die provinsie. Soldate is ook in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Vrystaat ontplooi om misdaad te bekamp. Volgens Ramaphosa sal meer as 80 miljoen rand bestee word vir die ontplooiing in Gauteng wat tot 30 April sal duur. Die planne vir 'n sneltrein tussen Gauteng en Limpopo het steeds nie ontspoor nie. Die premier van Limpopo, Dr. Poppy Ramathuba, het verlede week in haar provinsiale rede gesê betroubare vervoerstelsels is belangrik vir ekonomiese groei en het president Cyril Ramaphosa geloof vir sy toewyding aan die projek. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het reeds in 2019 aangekondig dat daar 'n sneltrein tussen die twee provinsies beplan word. Die departement van vervoer se LER in Limpopo, Violet Mathieu, het ook verlede jaar 80 miljoen rand van haar begroting opsy gesit vir die sneltreinprojek. Die konstruksie van die sneltreinprojek sal glo aan die einde van die jaar begin en teen 2030 vir passasiers oopgestel word. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Totsiens.